Het jy al 'n klippie in jou skoen gehad? Dit maak jou eintlik krippel. Dis 'n ou klein dingetjie wat jou krippel maak. Het jy al 'n doring in jou voet gehad? Dit maak jou krippel. Jy wil dadelik daai doring uitkry, want dit bly net seer. Inteendeel, jy gaan vanaand bed toe en slaap, maar daai ding sit daar en jy kan hom die hele tyd voel. Dis so asof hy klop, want jy's bewus van hom. Nou kan ek jou vra, het jy al twyfel in jou hart gehad? Het jy al getwyfel? Of dalk sukkel jy nou met twyfel? Nou ek het al twyfel gehad, en dan is die vraag, hoekom moet ons dit uitkry? Dis mos maar menslik. Weet jy wat is twyfel? Twyfel is om te sê, ek glo jou, maar ek glo jou nie. Jy weet, ek vertrou, maar ek vertrou jou nie. En dan sê mense so maklik, ja, maar jy kan nie mense vertrou nie. Dis mense. 'n Mens lieg, 'n mens praat nie altyd die waarheid nie. Maar God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. So ek moet op die Here kan vertrou. Nou hoor wat sê Jesus in Markus 11, dis die gedeelte met die vyeboom, waar Jesus kom en die vyeboom aanspreek. En dan vra hulle, Here, hoe kan dit wees? Dan sê hy vers 22, en Jesus het hulle toe geantwoord, julle moet geloof hê in God. Hy sê, dit verseker ek julle, julle kan vir hierdie berg sê, mag God jou oplig en in die see gooi, en dit sal so gebeur. Nou sê hy, al wat jy nodig het, so daar's 'n klein dingetjie wat jy nodig het, al wat jy nodig het, is dat jy regtig sal glo, en nie in julle harte twyfel nie. So waar is die twyfel? Twyfel sit nie op jou lyf nie, hy sit in jou hart. So werklik sal glo, en nie in julle harte sal twyfel nie. So twyfel is, ja, dit sal nie, ja, dit sal nie. En wat doen twyfel? Twyfel maak dat jy eintlik niks doen nie. Jy's besluiteloos. Twyfel maak dat jy sukkel. Twyfel maak dat jy bang is. Twyfel maak dat jy weghardloop. Twyfel maak jou moeg. Twyfel maak jou, ek is moeg, uitgeput, want jou gedagtes hardloop rond hier binne in jou. Nou, wat bring twyfel? Twyfel bring worries. My mening, die wortel van worry is twyfel. So daar's 'n worry in jou, jy worry goed, maar daar's twyfel in jou. En ek het agtergekom, as ek 'n ding weet, en ek glo dit, is daar net niks twyfel in my nie. Want daai worry is weg, daar's geen worry in my nie, daar's geen twyfel nie, niks nie, want ek weet 'n ding en ek glo dit en ek staan vas. En dis waar ek wil uitkom. Ek wil twyfel uit my hart uit kry. Nou ek kan nie oor praat, dan is die vraag, hoe kry ek dit uit my hart uit? En ek wil jou 'n baie goeie manier gee, 'n manier wat ek gebruik. Nou, sonnaandoggend, nou worry ek oor die preek, of ek dink aan die preek, en ek dink aan die kerk, en ek dink aan alles wat moet gebeur in die week, en hoe dit moet gaan. Toe kom ek agter, die oomblik wanneer ek net gaan sit en Bybel lees, en hardop Bybel lees, by myself, ek hardop Bybel lees, dan gebeur daar iets in my hart. En ek dink dis die manier, een van die maniere, om twyfel uit jou hart uit te kry. Nou hoor wat sê Johannes 6, vers 63. Hy sê, vers 63, dit is die gees wat lewend maak. So dis die gees wat twyfel uit jou uitkry, wat lewend maak. Dis die gees wat geloof gee. Dis die gees. Hy sê die liggaam baat jou niks. Dan sê hy die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. So as jy gees in jou wil kry, dan wil ek jou sê, vat die Bybel, lees die Bybel hardop. Daar's 'n ander ding wat ek doen, ek kry YouVersion se dagstukkies elke dag, dan probeer ek daai skrif hardop lees. Sê dit vir my hardop. Nou partykeer praat daai skrifte perfek vir my, en ander kere raak dit my nie. Maar die woord is belangrik. So die Bybel is nie net ink en papier nie. Die Bybel is God se woord, is wat gees en lewe is. Die woorde, hierdie woord wat God aan ons toe gerig het, kom van die gees en gee lewe. Die liggaam is van niks. So by jouself kan jy nie twyfel uit jou uit kry nie. Jy kan sê, ek gaan ophou twyfel, maar dit werk net nie. Die twyfel sit daar. Jy kry dit net nie uit jou uit nie. Dan wil ek jou sê, dit is dieselfde. Jy die Bybel nodig. As ek 'n doring aan my voet het, moet my vrou my partykeer help om daai doring uit te kry, want dit sit hier onder en ek kan hom net nie uitkry nie. Dan moet sy my help en sy vat brille en sy sit 'n lig op, dan haal sy daai klein doringkie uit. Ek glo,
Jy het God se woord nodig om daardie twyfel uit jou uit te kry. Jy het God se woord nodig om dit uit jou uit te haal. Dan vra ek jou, vat God se woord, lees dit, laat dit deel van jou lewe is. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.